Goeiemôre. Jy luister na die 95ste oordenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is: Wat glo jy oor jouself? Ek het jare gelede 'n boek gelees met die titel Die Hart van 'n Wenner, 'n boek deur Pieter van Jaarsveld. Dit was, as ek reg onthou, werklik die eerste boek wat my gehelp het om te verstaan wat die belangrikheid van emosionele intelligensie is en ook watter deurslaggewende rol ons selfspraak en doelbewuste denke speel in ons lewens. Die boek wat in 2003 gepubliseer is ongelukkig uit druk uit. As jy dit dalk ergens tweedehands in die hande kan kry, skaf dit gerus aan. Ons sal ook later kyk na sy boek Dink Jouself Gelukkig, wat in 2015 verskyn het. Dit is op Amazon beskikbaar. Ek kon dit nêrens in uitgedrukte vorm, in boekvorm kry nie. Indien jy dit wel ergens vind, asseblief laat weet my, ek sal graag een in harde kopie wil hê. Wat my laat terugdink aan daardie boek en hom weer laat opneem het en daardeur laat lees het, was 'n paragraaf wat hy onder die opskrif gekondisioneerde oortuigings geskryf het, waar hy eintlik oor 'n deel van sy eie lewe gepraat het. Hy het groot geword op die dorpie Pofadder, in 'n ouerhuis waar hy geleer is dat God skep nie gemors nie, en dat 'n mens altyd jou skepingsstatus in God moet vertrou, en dat jy dus om daardie rede in jouself moet bly glo, ook as dit moeilik gaan, ook as jy misluk. Hy het dus op skool goed gevaar, want wanneer iets nie uitgewerk het nie, het hy iets anders probeer of op 'n ander manier probeer om daardie uitdaging te oorkom. Toe kom hy op universiteit, en in die inskrywingsproses moes hy, soos ander studente, psigometriese toetse aflê. Waarna 'n studente 'n verteenwoordiger vir hom gesê het: "Ek het baie slegte nuus vir jou. Ek twyfel of jy sukses sal behaal op universiteit. Jy het maar 'n gemiddelde IQ. Maar moenie sleg voel daaroor nie, jy kan altyd vir die staat gaan werk waar jy wonderlike voordele gaan kry." Pieter vertel in sy boek dat dit hom werklik 'n paar dae lank diep ontstel en bedruk gelaat het. Nie omdat hy gedink het daar is iets fout daarmee om vir die staatsdiens te gaan werk nie, maar sy drome om 'n sielkundige te word is daardeur byna aan flarde geruk. Maar toe neem hy 'n besluit. Hy het besluit, ek sal aangaan en 'n sukses van my lewe maak. Hy is nie iemand wat mense deur hulle grade weeg en mense volgens hulle grade beoordeel nie. Hy glo vas dat die universiteit van die lewe baie belangriker is. Hy het dus voortgegaan met sy studies, nie omdat hy dink hy daardeur gedefinieer word nie, maar dat hy nie daardie negatiewe boodskap oor sy lewe wou glo nie. Hy het 6 grade behaal, insluitend 2 meestersgrade, 1 in teologie en 1 in sielkunde, as ook 'n doktorsgraad. En hy het dit reg gekry ten spyte van die voorspellings dat hy sou faal, om dit in kort te sê, dat hy eintlik 'n bietjie dom is. Maar hy het in homself geglo, en hy sê hy skryf dit toe aan die positiewe boodskappe van sy ouers en sy onderwysers wat in hom geglo het. Kan jy dink hoe anders sy lewe sou verloop het, as hy die psigometriese uitslae en die boodskapper daarvan vertrou het? Ken Robinson skryf in sy boek The Element, dat Alfred Binet, een van die skeppers van die IQ-toets, drasties beswaar gemaak het op die manier hoe IQ-toetse aangewend word. Dit was nooit daarvoor bedoel nie. Die bedoeling daarvan was om kinders te identifiseer wat spesiale behoeftes het. Maar wat ander mense daarmee gemaak het, is om mense vas te lê op 'n bepaalde punt in intelligensie. Hy het hard en duidelik verkondig dat intelligensie nie werklik gemeet kan word nie, omdat dit berus op 'n omvattende aantal kwaliteite wat 'n mens het, en daarom kan dit nie voorgestel word op 'n eenvoudige skaal nie. Wat hy oor en oor beklemtoon het, was ook dat intelligensie oor tyd kan toeneem. Dus, wat jy ook al in jou leeftyd geleer het oor IQ, neem dit met 'n potjie sout. Jy is meer, en jy is anders, omvattend anders en meer, as die uitslag van 'n IQ-toets. Dink nou vanmôre na oor jou lewe.
watter boodskappe jy deur die loop van jou lewe ontvang het van die mense rondom jou, sedert jou kinderdae tot vandag toe. Watter impak het hierdie boodskappe op jou? Wat is jou selfspraak? Hoe is jou selfbeeld? Hoe akkuraat is dit? Hoe akkuraat is jou lees van jou omstandighede, die situasie waarin jy is? Sê nou maar, 'n deel daarvan is verkeerd. Of dit is dalk heeltemal verkeerd. Dink aan die gevolge daarvan. Dat jy met opvattings, oortuigings kan leef, wat in werklikheid nie bestaan nie. Hoe dink ons oor ons eie waarde? Lees vandag die woorde van Psalm 139 en herhaal dit 'n paar keer vir jouself. Die psalmdigter wat sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vul my met verwondering. Môreoggend gesels ons oor EK. Nie IK nie, EK. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons leef met persepsies en oortuigings. Persepsies en oortuigings oor onsself, ander mense en ons omstandighede, ja ook oor U. Help ons om elke môre opnuut weer onsself oop te stel. Met die erkenning dat ons verkeerd mag wees. Gedeeltelik verkeerd. Sommige valse oortuigings as waar aanvaar. Help ons, Here, met die gawe van onderskeiding, om te sien wat waar en edel en opreg en betroubaar is. Help ons met ons emosies en ons gedagtes, wanneer ons dit daagliks voor U oopstel en voor U neerlê. Toets dit en weeg ons gedagtes en ons emosies, o Heer, sodat ons nie in valsheid sal leef nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.